Beplanning van die vyand en die geestesatmosfeerlik bind en kanselleer en kragtloos stel. En oor die vergadering en oor die woord, die wat kom om te steel, te slag, te verwoes, werk en kanselleer en kragtloos stel en uit te ryf. Wat is sy plek waar hy vandaan kom in Jesus naam? Ons bid vanmôre dat die doel sal bereik. Elke saad sal werk, die saad geplant sal word, en sal vrug voortbring tot eer en verheerliking van die naam. Ons dank U daarvoor, ons prys U daarvoor, en al die kinders vanmôre sê, Amen. Korintiërs 18, 1 Korintiërs, die eerste hoofstuk van 18 tot vers 24. Kom ons lees saam daar 18 tot 24. Volg ons op die skerm. Luister wat Paulus skryf aan hierdie gemeente. Hy sê, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan. Maar vir ons wat gered word, is die krag van God, of die dynamite sê die Engelse vertaling. Ander vertaling sê dynamite of dynamos. Maar daar is geskrywe, ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig, en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. Waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerde? Waar die rede twiste van hierdie eeu? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie? Want aangesien in die wysheid van God die wêreld en die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Want die Jode vra teken en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus. Luister wat hy sê, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke. Maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus, die krag van God en die wysheid van God. Kan jy sê amen met woord vanmôre? Amen. Luister, ek wil die Engelse vertaling lees. Vers 8 sê, for the message of boodskap of content of the cross, die spreek van die goeie nuus, is foolishness, absurd and illogical. For those who are perishing and spiritually dead because they reject it. But to us who are being saved by God's grace, it is the manifestation of the power of God. Vers 23 lees, but we preach Christ crucified, a message which is to Jews and a stumbling block that provokes their opposition, and the Gentiles foolishness, just utter nonsense. Nou vers 24, but to those who are the called, gered, both Jews and Greeks, Gentiles, Christ is the power of God and the wisdom of God. Pragtig. Dan skryf ek daar, die Jode vra 'n teken en die Grieke soek wysheid. Interessant, heel interessant, heel interessant. Nou, my eerste punt vanmôre onder hierdie gedeelte is, ons weet almal dat is Pinkster tyd. Kan ek dit nou sweetie oopmaak vir die klapperigheid in die keel. Dis nou Pinkster tyd. Nou Pinkster word 50 na die Pesach gevier. Sê hulle, ek 'n bietjie gaan kyk wie daar. In die Joodse tradisie staan dit bekend as die Shavuot, of genoem die fees van die werke of weke. Gaan nou reg kom, ek net toe baanskakel as ek reg. Kom ek sê dit weer. Pinkster word 50 na die Pesach gevier. In die Joodse tradisie staan bekend as Shavuot, of genoem die fees van die weke. En dit herdenk die gee van die Torah, by die berg Sinai wat daai tyd gebeur het, in Moses se tyd. In ons Christendom verwys Pinkster na die uitstorting van die Heilige Gees op 120 hongersiele wat in die oppersaal was. En dit het daar plaasgevind, 50 dae na die Paasfees. Het 50 dae na die Paasfees
was die uitstorting van die Heilige Gees daar. Nou as ons mooi dink, ek wil jy moet mooi luister. Jesus wat daar sy opstaan was hy 40 dae op die aarde. Onthou lees dit. 40 dae het hy rondgeloop tussen sy disippels, het hy ander gaan besoek. So wat oorbly van hy 50 dae was 10 dae. Na hy opgevaar het na die hemel toe, na 10 dae oorgebly, en die Bybel sê, hy het in daardie 10 dae het die 120 in die oppersaal gaan wag vir die belofte, vir die belofte wat Jesus hulle gemaak het, die uitstorting van die Heilige Gees. So 120 het met mekaar gekom en gewag vir 10 dae. Nou luister wat Jesus sê. Jesus sê in Johannes 16 vers 7, maar ek sê julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Wanneer Jesus sê ek moet weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Met ander woorde, iemand in sy plek sal gestuur word. Die trooster is iemand in Jesus se plek. En Jesus sê, as ek nie gaan nie, kan ek die trooster nie stuur nie. Dis wat die disciples gesê het. Luister nou mooi. So Jesus moes eerstens gekruisig word. Stem jy saam met pastoor vanmôre? Tweedens moes hy sterf. En derdens moes Jesus opgewek word. Die Bybel sê, op die 3de dag het God die Vader hom opgewek. So hy moes gekruisig word, hy moes sterf, hy moes opgewek word, en na 40 dae moes hy opvaar na die Vader toe, voordat die Heilige Gees uitgestort kon word. Verstaan wat pastoor sê? Die Heilige Gees kon nie uitgestort word as Jesus op die aarde was nie. Hy moes verhuis, hy moes sy plek inneem langs in die regterhand van God die Almagtige in die hemel. Dan eers kon hy die Heilige Gees stuur wat toe gebeur het. En daar het hulle gewag vir 10 dae, en ons weet dat die Gees van God was uitgestort. Nou, dis hoekom ek hier moet terugkeer na die begin van die kruis, voordat ek hier alles sal kan verstaan. Ander woorde ek sê, God is altyd in die begin net soos in die einde is. Hoor wat pastoor sê, as ek en jy die kruisiging van Jesus Christus nie verstaan ons niks. Kan ek dit weer sê? As ons die kruisiging van Jesus Christus nie verstaan ons niks nie. En dis hoekom dit belangrik is, dat ek en jy as kind van die Here moet terugkeer na die begin toe. Die begin van die kruis, voordat ek en jy alles sal verstaan. Dit is goed om aan te dink. Ek sê altyd ons moet nie gaan, ja, ons weet waardeur Jesus moes gaan, ons respekteer dit. In die Bybel sê ons moet God dank dat hy Jesus gestuur het. Ons moet Jesus dankie sê dat hy wel gekom het en wel die woord wat vlees geword het en onder ons kom woon het. Ons sê hom altyd dankie daarvoor. Maar ons reis begin by die kruis van Golgotha as kind van die Here. Ek kan nie maar begin nie. Verstaan ons dink aan bekering. Ons dink aan al daardie dinge. Ons glo die Here het ons siel gered. Maar baie keer moet ons weer terugkeer na die begin toe, na die kruis toe, om al die dinge te snap. Verstaan? Dat het vir ons sin kan maak wat werklik waar 2000 jaar terug op die kruis van Golgotha gebeur het. Dit moet 'n werklikheid word vir jou en my. As jy net iemand met alle respek gesê, wat aan 'n kruis gehang het, en hy's doodgaan op die kruis, en hy was begrawe nie, daar's meer wat plaasgevind het daardie dag op die kruis, op Golgotha. Meer as wat die fisies ook kan aanskou het daardie tyd, dat die Gees Israel plaasgevind. En as dinge wat plaasgevind het, sodat ek en jy vanmôre hier kon sit, en kan sit. En dis ook belangrik is, dat ons weer teruggaan na die begin van die kruis toe, om alles te kan verstaan. Tweedens, Paulus kom, en hy skryf aan die gemeente, en hy sê dat die boodskap, luister mooi, of inhoud van die kruis,
die boodskap of inhoud van die kruis, wat spreek van die goeie nuus, is dwaasheid, absurd en onlogies vir die wat verlore gaan, en geestelik dood, omdat hulle dit verwerp. Nou, hoekom verwerp mense, hoekom verstaan hulle nie die kruisiging van Jesus nie? Weet wat mense baie keer sê, en ek het baie keer nog gehoor, wat hulle sê en vra wat hulle vra, is, hoe is dit moontlik dat een persoon of een man bereid was om sy lewe af te lê vir 'n ander? Hoe is dit moontlik dat Jesus Christus bereid was om kruis toe te gaan en te sterf vir jou en vir my? Hoe is dit moontlik, want as ons met mense deel met hulle verstaan wat plaasgevind het op die kruis van Golgotha. Jesus het net vir my gesterf en vir jou gesterf nie. Jesus het vir elke persoon op die aardbodem gesterf. Maak nie saak of dit inboorling is in die tropiese woude nie. Jesus het ook vir hulle gesterf. Verstaan? Hy het die prys betaal vir elkeen. Die Bybel sê, so lief het God die wêreld gehad, as in vers 16. Dat God sy enigste gebore seun gegee het, sodat elkeen wat hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. Elkeen. Nie elke kleur, elke volk, elke taal, elke nasie kan 'n kind van Jesus word. Kan ingebore word in die koninkryk van God as hulle Jesus aanneem. Weet wat so Romeine 10 vers 9? As ek met my mond bely dat Jesus die Here is en met my hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal ek gered word. Want met my hart glo tot geregtigheid, my mond bely tot redding. Soos al wat ons moet bely en glo, bely dat Jesus die Messias is, bely dat hy die Here is, bely en verklaar dat God hom opgewek het uit die dode, dan sal hy gered word. Dis al wat die Here soek. Ons moet glo dat Jesus Christus gesterf het, opgestaan het en opgevaar het en sit aan die regterhand van God die Almagtige. Dis hoekom ek altyd sê, ons weet dat Jesus leef. Die Bybel sê dit. Dis vol van dit. En omdat hy leef, omdat hy werklikheid is daar hoop vir elke persoon op die aardbodem. Daar's hoop vir elke gevangene, daar's hoop vir elke sondaar, daar's hoop vir elke teruggevalle, daar's hoop vir elke siek en kranke. Daar is hoop nie omdat ek vir hulle bid of iemand anders te bid, ander predikers nie. Daar's hoop vir hy mense omdat Jesus Christus leef. Dis die verskil. En solank die mense dit kan verstaan, dis kom ons by mense deel met hulle verstaan, dat die Here ook vir hulle prys betaal. Wat beteken dit, pastoor? Dit beteken dit 'n losprys betaal vir ons. Hy het homself gegee as 'n losprys vir Pieter Swanepoel. Hy het in my plek gesterf op die kruis. Hy het my sonde op hom geneem op die kruis. Hy het in my plek gesterf, hy het 'n losprys vir my betaal, die bloed wat hy gestort was die losprys, sy lewe was 'n losprys, hy het vir my betaal op die kruis van Golgotha, sodat ek en jy kan vry wees en hom kan dien met ons hele wese. Verstaan? Jesus het in jou my plek gesterf. Kom ek sê dit vanmôre en ek verstaan wat pastoor sê, ons pad na die hemel begin by die kruis. Dat ek weer sê, ons pad na die hemel begin by die kruis. So eenvoudig is dit. Romeine 5 vers 8 sê, maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Die Bybel sê verder, Galasiërs 10 vers 13, Christ purchased our freedom and redeemed us from the curse of the law and his condemnation by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs or crucified on a tree or cross. Nou die woordjie redeem, wat beteken die woordjie redeem? Redeem beteken to be bought back, hy het ons teruggekoop.
or released from bondage, often through a ransom price, and that through the precious blood of Jesus Christ. Sy bloed was gestort, en deur sy stort van die bloed, of uitstorting van sy bloed, het ons losgekoop van waar ons was. Hy het, die Bybel sê, hy het ons uitgehaal al die mag van die prins van duisternis en oorgeplaas in die liefde van sy seun Jesus Christus. Hy het 'n losprys vir ons betaal. Verder wat belangrik is, dat ons moet bestaan van die kruis. Hy het ons sondes op hom geneem. Hy het ons sondes op hom geneem, want dit is 'n vloek. Sonde is 'n vloek. Hy het sonde vir ons geword, en die ander van sonde uitgetrek wat die dood is. So ek en jy as kind vind die Here, kind van die Here sal net een keer sterf en daarna vir ewig lewe. Dis nou gemaak. Hy het vir ons gesterf, sy bloed gestort, sy lewe vir ons afgelê, sodat ek en jy net een keer gaan sterf en daarna vir altyd sal lewe. Jy gedink wat die tweede dood is, ons al gepraat, the second death. Die tweede dood is verskriklik. So hy het een keer sal ons sterf en daarna sal ons vir altyd lewe. Dis wat die Bybel sê. Wat het hy verder gedoen? Hy het ons krankhede en siektes en pyn op hom geneem, dit gedra en ontslaag geraak van dit. Dis alles wat op die kruis plaasgevind het, verstaan jy? En baie keer wanneer jy deur sekere trauma gaan en deur dinge gaan en versoekings en beproewing, is dit goed om terug te keer na die voetenet van die kruis en gaan stil sit en dink en gaan bepeins dit wat Jesus Christus vir jou vermag het op die kruis van Golgotha. Dit bou jou geloof. Dit bou jou geloof, en hoekom ek dit sê, ek het dit soveel keer al gesien. Wanneer ek deelnaas daar met mense wat beset was, het ek altyd gebruik dat die kruis van Jesus, ek vat hulle terug na die kruis toe, en hulle hou nie daarvan en hulle weet op die kruis op Golgotha daar 'n nederlaag gelei. Daar is hulle meester Satan in die openbaar tentoongestel. Daar is elke owerheid en krag, owerhede en principalities in die openbaar tentoongestel. En aan hulle die hele ruim na bo gewys dat hulle eintlik niks is nie. Die Bybel sê hulle is teruggebring na ronde nul toe. Hulle hou nie van die kruis nie. Hulle hou nie van die kruisiging van Jesus nie, want hulle weet dis waar hulle nederlaag gelei het. Dit is belangrik dat ek en jy sal terugkeer na die kruis so gereeld as moontlik, sodat ons geloof kan bou as ons sien dit wat Jesus vir ons gedoen het. Kom ons 'n bietjie verder. So die kruis is die beginpunt van alles. Die kruis is die beginpunt. Die kruis op Golgotha, luister wat pastoor vanmôre sê. Die kruis op Golgotha is meer, en beteken meer as die kruisie wat jy op jou nek dra. Beteken meer as die kruisie wat jy by die yskas vasplak. Beteken meer as die kruisie wat jy in jou Bybel wegbêre. Want daai kruisies wat ons hou en dan kyk en dan vashou, is kruisies wat dood is. Beteken niks. Want ons kyk na die kruis van Golgotha as 'n lewe, want daar was bloed gestort op die kruis van Golgotha. Iemand het sy lewe afgelê vir jou en vir my op Golgotha. Dis op die kruis van Golgotha beteken meer dan al die kruisies. Selfs die wat jy huis aan, beteken eintlik niks nie. Ons moet gaan sit by die kruis, by die voete van Jesus op Golgotha en gaan sien wat hy vir ons daardie dag vermag het. Luister, derde belangrike punt vanmôre. Hy het ook van ons oortredinge ontslaag geraak. Deur dit in die kruis vasstel, wat vir my so mooi en ek ook al bid daaroor, wys die Here my. Dat was vasgenaal op die kruis, en Jesus was vasgenaal op ons oortredinge. So tussen die kruis en Jesus was ons oortredinge vasgenaal. En die Bybel sê, hy het ontslaag geraak van alles wat teen ons gehou was al die jare. Kolossense 2 vers 14 sê, en die skuldbrief, die Bybel praat van die skuldbrief, teen ons
wat met sy insettinge ons vyandig was, het Jesus uitgedelg en weggeruim, deur dit aan die kruis vasstel, haar bestaan nie meer nie. Kyk wat pastoor, as ek en jy ons sondes bely het, en ons het reggemaak met Jesus, en die duiwel niks om teen ons te gebruik op die einde van die dag nie. En hy kan ons gaan aankla, hy is die aanklaer van die broeders, hy kan ons alleen gaan aankla, as hy iets kan kry om na God toe te vat, en aan God die Vader te sê, kyk wat Pieter Swanepoel nou gedoen het. Maar as ek my sondes bely het, en ek het reggemaak met hom, het hy niks om na hom toe te vat nie. Is 'n blanke vel, my skuldbrief is uitgedelg, ontslaaf van geraak, daar's niks wat hy teen my gebruik nie. Having cancelled out the certificate of debt consisting of legal demands, which were in force against me and you, and which were hostile to us. And this certificate he has set aside and completely removed by nailing it to the cross. Daar bestaan nie, het uitgewis as 'n blanko vel. Die duiwel kan niks teen my gebruik nie. Die duiwel kan niks teen my hou nie. As ek bely het met opreg hart, ek berou oor wat ek gedoen het, het hy niks op teen my gebruik. Hy kan alleen gebruik dit wat ons hom bied. Amen. Ja. As ons hom iets gee. Dus die Bybel sê, gee hom geen plek in jou lewe nie. Kan hy teen jou gebruik op die einde van die dag. En meer nog, ek wil verder aangaan, die luister mooi hier, en meer nog, deur sy kruisdood, en dan ook vir jou en vir my, vergifnis gekom, wat ons gedoen het in die verlede, wat ons tans in die Here doen, wat ons nog sal doen in die toekoms. Dan moet jy mooi verstaan, pastoor sê, ek het klaar gegee wat ek gedoen het in die verlede. En een van die dinge wat die vyand gebruik, en met groot sukses gebruik, is om jou terug te neem na die verlede toe. Dan herinner aan jou mislukkings. Herinner aan dinge wat jy verkeerd gedoen het, waar jy gefouteer het, waar jy die Here teleurgestel. Hy vat jou terug na die begin toe, aan die einde toe, waar jy vandaan kom, wat jy gedoen het in die verlede. Hy herinner jou daaraan, en weet jy word gevang, jy trap aan hy struik, en jy blameer jouself, terwyl die Here lank aan jou vergewe het, en daar bestaan nie meer ding nie. As jy daar, die Here gaan herinner, dan gaan die Here vir jou vra, waarvan praat jy nou, daar bestaan nie soos nie. En jou klaar vergewe, en skoon weggewas. Sondes wat ons in die tyd doen, vergewe ons van. En wat ons in die toekoms doen, vergewe ons van. Dit sê nie, luister wat pastoor sê, dit sê nie, ek moet nog my sondes bely nie. Baie mense glo, een keer gered, ander gered, ek stem saam, een keer ander gered, maar ek kan nie nou doen wat ek wil nie. Ek kan nie nog gaan leef soos ek wil. En dit wat my klaar vergewe het, ek kan nou aangaan met my vuil werk daar buite, dit werk ongelukkig nie so nie. Ek moet nog bely, ek moet nog berou oor wat ek doen, ek moet nog dit aflê, ek moet nog met dit breek, dis wat die Bybel sê, dan het my klaar vergewe, van dit, op die kruis van Golgotha, het hy klaar van my gedoen. Luister mooi, hy het my vergewe. Johannes 1 vers 18 sê, kom nou, laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was jou sondes so skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Hy was ons en reinig ons deur die kosbare bloed van die Lam. En dan ook, wat vir my pragtig, luister mooi, Jesus het ons ook versoen met God die Vader. Mens. Nou versoening is meer dan vergifnis, né? Versoening beteken die volgende.
beteken om een te maak. Dit verwys na die herstel van 'n vervreemde verhouding tussen God en die mens. Deur versoening word die status van vyandskap beëindig. Vyandskap tussen twee mense, wanneer twee mense hulle versoen, word die status van vyandskap beëindig. Hulle word versoen. Tog ons nog vyand was, is ons met God versoen. Luister mooi, deur die dood van sy seun, Romeine 5 vers 10. Ons word vriende van God en ontvang innerlike vrede. Nou, in die boek Efesiërs sê dit duidelik, dat Jesus met sy dood het in die middelmuur tussen God en die mens afgebreek. Wat was die middelmuur? Die middelmuur is wat ons van God geskei het. In die Ou Testament kon die volk nie in die allerheiligste ingaan nie. Die hoofpriester moes namens hulle gaan offer, 'n bloed gaan sprinkel sodat God hulle weer vir jaar kon vergewe. Hulle kon net in die voorportaal kom. Hulle kon nie verder gaan as die voorportaal nie. Maar met die dood van Jesus Christus, hy het die voorhangsel geskeur van God af na die mens toe. En het oopgemaak vir ons, want Jesus se bloed was vir ons gestort. Nou kan ek en met vrymoedigheid gaan na die troonkamers van God, waar ons versoen met hom. Daai middelmuur wat daar was, die skeiding wat daar was tussen God en die mens, het Jesus afgebreek deur sy kruisdood. En ons versoen. Daar's nie meer vyandskap tussen God en die mens nie. Daar's nie meer vyandskap tussen God en die mens nie. Dit wat was is weggeneem deur die bloed van sy seun Jesus Christus. Ons word vriende van God en ontvang nou innerlike vrede. Is nie wonderlik nie? Dit is wat versoening is. Hy het ons versoen met God die Vader. Dis die ernstige stap wat baie mense moet neem. Vergifnis en dan versoening. Efesiërs 2 vers 14 tot 16 sê, want hy is ons vrede. Hy wat albei een gemaak het en die middelmuur van skeiding afgebreek het, deur dit in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van die gebooie wat in insetting bestaan, sodat hy deur vrede te maak die twee in onsself tot een nuwe mens kon skep en albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, nadat hy daarvan die vyandskap doodgemaak het. Mense, ek is 'n mond vol gesê, maar dis alles wat Jesus op die kruis vir jou en vir my gedoen het. Alles wat op die kruis vir jou en vir my gedoen het. Vierde punt. Ook Paulus hy skryf, maar ons verkondig Christus, die gesalfde van God, wat gekruisig is, want dit is die krag, dynamiet, dynamo van God. Dis wat hy woordjie beteken. The message of the cross just in 10 words. The message of the cross just in 10 words. Christ died for our sins and rose from the dead. 10 woorde. Christ died for our sins and rose from the dead. Belangrik, wat help dat hy het gesterf en nie opgestaan nie? Niks. Hy moes sterf, hy moes begrawe word, hy moes opgewek word, en hy moes opstaan en opvaar, en gesit in die regterhand van God die Almagtige. Give people what they need, not what they want. Wat soek mense? Jy al geluister wanneer mense met jou praat, hoor jy die seer in hulle stem. Jy sien die seer in hulle oë, jy sien die bekommernis op hulle gesig. Wat soek mense? Hulle soek verlossing, hulle soek uitkoms, hulle soek raad, hulle wil gehelp word. Ek is mens, jy is mens, kan dit baie keer nie doen nie. Ons woorde ontbreek, ons woordeskat ontbreek, en al wie hulle kan help is Jesus Christus. So gee hulle wat hulle soek. Stel hulle voor aan Jesus, as hulle Jesus het, hulle alles. As jy die armste persoon op die aarde, as jy Jesus het, is jy 'n miljonair geestelik. Hallo? Ja. These people wat
people what they need, not what they want. A sermon without Christ is a horrible thing. It is an empty well, a cloud without rain, and a tree without fruit. Dit is ook belangrik as Jesus naam opgelig word in elke diens. As iemand gesond word, word sy naam opgelig. Iemand gered word, word sy naam opgelig. As daar wonderwerk plaasvind, word sy naam opgelig. Ons kan nie enige boodskap sonder Jesus werk nie uit nie. That's the mission of the church. We are to point people to the cross. And the cross will lead them to safely home to God. The cross is far more than a historical event or religious symbol. It is justice met with mercy. It is love meeting brokenness. It is power revealed in apparent weakness. The hinge of redemption, union with Christ and eternal hope. This is the profound essence of the content of the cross. En gesê, die inhoud van die kruis, die inhoud van die kruis, ons by die inhoud van die kruis moet ons predik, ons by die kruis, Jesus die gekruisigde moet ons predik, dis al wat sal werk. Luister, en ek gaan aanstanders maak om klaar te maak. Daar word vertel, 'n storie, verhaaltjie vertel, wat my diep getref het, baie diep getref het, wat 'n polisieman en ding is ergens in Londen, wat op sy daaglikse patrollie was, in die aand, en een aand, donker aand, hoor iemand huil, en ek hoor as 'n kind wat huil. Hy stap toe na die geluid waar hy oorstap en hy kry 'n seentjie wat op 'n trappie sit, wat verskriklik huil. En hy vra vir die seentjie, wat maak hier kind, alleen in die pikkie donkerte? En hy antwoord die polisieman, oom, ek het verdwaal. Kan jy my huis toe neem asseblief? Toe die polisieman hom vra waar hy bly, sê die seentjie vir hom, ek weet nie. Ek weet nie waar my huis is nie. Ek weet nie hoe ek hier gekom nie. Die polisieman noem toe straatname op en bekende plekke. Elke skoot skil die seentjie sy kop. Sê ek weet nie waar ek is nie. Ek ken daai plekke glad nie. Ek kan nie onthou nie. En skielik onthou hierdie polisieman van 'n groot kerk in die middel van die stad. Met 'n groot wit kruis verlig op die dak van daai kerk. Hy vra toe vir die seentjie of hy so 'n kerk kan onthou. En onmiddellik toe hy sê kan hy so 'n kerk onthou, toe verlig dit daai hele seentjie se gesig. En hy begin uitstraal en hy antwoord die polisieman en hy sê die woorde wat met die hy sê, yes please, take me to the cross and I can find my way home. Vat my na die kruis toe en ek sal my plek kry waar ek woon. So die beginpunt is die kruis wat jy na jou huis toe neem. En daai seentjie het geweet as hy by die kerk en hy kom en hy weet waar die kruis is en hy by sy huis uitkom, is vir my so pragtig toe ek lees. As jy by kruispad is vanmôre, of jy voel verlore, of jy miskien verdwaal, of wat daar mag wees, of jy soek na Jesus, en jy weet nie hoe wat die Here te vra, om hoe jy moet help nie, of as jy alleen is, verloor of uitgeworpe, en niemand stel belang in jou nie, ek het die antwoord vanmôre vir jou, vind jou pad terug na die kruis toe. En wanneer jy by die kruis uitkom, dan sal jou pad na Jesus terugvind. Kan ek weer sê, vind jou pad na die kruis toe.
En wanneer jy by die kruis uitkom, sal jy Jesus vind. Belangrik. En dan hoor pastoors, jy gaan na die plek waar jy begin het. En hy sal jou voetstappe rig na waar jy moet wees. Jou antwoord is baie keer nie 'n persoon nie. Jou antwoord is baie keer nie 'n psigiater nie. Jou antwoord is baie keer nie 'n mediese dokter nie, of wie ook al nie. Jou antwoord is die kruis op Golgotha. En as jy by die kruis van Golgotha uitkom, weet dan verseker dat jy jou pad sal vind na Jesus. Wat jou antwoord sal wees op die einde van die dag. Kan 'n bietjie sê amen vanmôre, mense? Yes! Jou antwoord is in die kruis. Yes, please, sir. Take me to the cross, and I can find my way home. Maak nie saak waar jy is, wat se donker, se duisternis is jy nie. Solank jy lig by die kruis kan sien, jy kan daar kom. Maak nie saak wat die duiwel vir jou sê, wat hy wil in jou gedagtes imprent, as jy daar kan uitkom, is daar hoop vir jou. As jy by die kruis uitkom, sal jy jou pad terugvind na Jesus toe. Is dit nie mooi nie? Want hy wag vir jou daar. Hy wag vir jou daar, hy wag vir my daar. Mag die Here vanmôre in die kort boodskap ja sê. Kom ons staan, ons sê dit agter my aan vanmôre. Kom ons net so sê dit agter my aan net vanmôre. Almal hardop saam. Jesus my verlosser. Almal weer 'n keer. Jesus my verlosser. Jesus my geneesheer. Jesus my helper. Jesus my eerste liefde. Jesus die seun van God. Jesus die gesalfde van God. Jesus die leeu die stam van Juda. Jesus die Nasareëner. Jesus my alles. Jesus het my siel gered. Jesus woon in my hart. Jesus is deel van my. Ek dank U Jesus dat U deel is vir my en dat ek U kan aanbid. Kom ons sê dankie vir Jesus so mooi. At the cross, at the cross, at the cross, at the cross, where I fell so blind, and the burdens of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I have been healed today. Oh, at the cross, where I fell so blind, and the burden of my heart rolled away.
Vader, dankie vir die boodskap. Dankie dat dit ingegaan het in elkeen se hart. En ons weet vanmôre, ons pad na die hemel toe begin by die kruis van Golgotha. En Here, wanneer dit baie keer swaar gaan, wanneer dit druk gaan, wanneer dit moeilik gaan, dat ons sal terugkeer na die begin toe, na die kruis van Golgotha. En wanneer ons daar is, sal ons ook ons Jesus daar vind. Dankie vanmôre dat U met ons gedeel het, en dankie dat die woord sal vrug dra en vrug voortbring tot eer en verheerliking van die naam. Ons gee Here al die eer, die lof en die aanbidding, en ons prys U vir die goedheid en guns. Ons dank U vir wat U vir ons doen en beteken, en ons weet Here dat U met ons sal deel, en dat die woord vir ons in ons harte sal lewend bly in Jesus naam. Ons dank en ons prys en ons loof U daarvoor, aan die kinders van die Here se môre.